neem. Ek voel ons gaan nog so 1 of 2 keer hierdie koortjie saam sing. Ek wil net vir julle die konteks gee hiervan. Jy het dalk nog nie raak gelees in die woord van God nie. Ek preek die volgende, ek wil net vir julle dit verduidelik. Daar's 'n gedeelte in die woord van God terwyl die Israeliete besig is om teen hulle vyande te beklei. En hulle kom agter dat wanneer die Israeliete teen hulle beklei hulle met hulle in die berge. Dis waar die Israeliete weggekruip het, dis die manier waarop hulle oorlog gedoen het. Die van julle wat weet van oorlog, kruip in die tussen die koppies weg, want in die koppies is dit ongelyk. Daar's baie plekke om weg te kruip, daar's rotse, daar's bome, daar's verskillende goed waar jy kan wegkruip, verskillende plekke waar jy beskerm kan wees. En die vyand roep uit en hulle sê, hierdie God wat vir Israel beskerm, is 'n God van die berge. Is 'n God van die berge. Hy beskerm hulle net as hulle op die berge is. Hy beskerm hulle net op die plekke waar hulle duidelik die oorhand het. Hulle praat selfs in Engels van hulle sê, you have higher ground. En as dit werk, as ek nou hier op die stoel staan en iemand kom na my toe aan, ek kan hom van ver af sien kom. En die vyand sê, julle het 'n God van die berge. En hy sê, kom dat ons hierdie volk uitdaag. En dat ons hulle in die vallei kry. Want as hulle in die vallei kry, dan gaan ons hulle oorwin. Dan gaan ons hulle omstoot, dan gaan ons hulle gaan verloor teen ons. En daardie dag toe vind die vyand uit, that the God of the mountain is still God in the valley. Die Here is nie afhanklik van omstandighede nie. Die Here is nie afhanklik van wat rondom jou is nie. Maak nie saak hoe moeilik dit lyk nie. As dit vlak tussen alle rigtings lê, dat die vyand jou kan 'n myl ver sien en met jou aankom. Die Here is nog steeds in beheer. He's the God on the mountain. He's still God in the valley. Kom ons sing dit nog 'n keer. Gewaar u sy gees teenwoordig. Ons elkeen sit vanoggend met iets wat ons moontlik by die huis gevra het. Here, praat met my vanoggend. Miskien voel jy af, miskien weet jy nie hoe gaan my omstandighede opgelos word. Maar ons het 'n antwoord vir jou. Halleluja. Nie uit onsself uit nie. Ons het 'n antwoord omdat God vir ons 'n antwoord vanoggend kan gee. Toe ek kan sit en ons sing daai koortjie, Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. God moes vir my, om my uit die moddersluit uitgehaal het. Miskien vir u, het hy net so gelig en hy is uit. Maar ek sit daar, ek voel, Here, moontlik het hy vir my, ek noem dit in Engels, 'n digger of 'n bulldozer moes gekry het. Hy het vir my moontlik getrek, maar omdat ek so diep in sonde was, kon ek nie uit nie. Maar weet u wat? God het nie opgegee oor jou nie. Halleluja! Die God die Vader en saam met Jesus wat een is, het jou getrek en jy het losgekom.
En toe jy loskom van die sonde, toe sing hy koortjie, Jesus neem my laste. Halleluja. Ek het nie van hier nie, want toe jy uitgetrek is, word aan die dag, is jy nie meer daar waar jy moet wees, in die omstandighede nie. Maar God het jou omgewing, waar ons vanoggend gaan praat, het hy begin skoonmaak met die bulldozer uit die hemel uit. Want God het 'n plan met my en met u. Bly met my. Psalm 1, vers 3. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd. En waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Kom ons sluit ons oor. Here, ek is afhanklik van U af. Wat ek spreek, nie my eie gedagtes wees nie. Maar dit moet uit die troonsaal vanoggend uitkom, Here, dat ons kan intree na die mense, na U gehoor, na U siele wat U sit, dat dit sal deur beweeg na elke een toe, laat hulle die prentjies sal kry. Halleluja, Jesus neem my laste, hy rol dit in die see, dit kom nooit weer op, U wil ek bid, kom seën die woord, kom dankie vir U gees teenwoordigheid, en die volk sê amen. Amen. Prys die Here. U moet net so opgewonde wees, bly om U te sien, elkeen bly om my broer, my suster, en die jongere te sien. Lekker om hier, steek gou jou hande op, maar nie vinnig. Vir wie is dit nie lekker om Here te dien? Steek gou op. Steek bietjie op, vir wie se lekker om Here te dien? Waai net so bietjie, en sê, Here, is U bewus van my? As U bewus is van my, dat die gees en die salwing en in my gedagtes nou 'n verandering bring. Prys die Here, bly by my. Weet U, en ek kry die week. Hoe lyk, ek gaan nou in 'n ander konteks bietjie. Hoe lyk jou omgewing om jou? Hoe lyk jou omgewing om jou? Ek dink aan 'n vakansieoord. Mense is so opgewonde om te gaan, en dan sê daar onder die bome, dit is net lekker. Die omgewing is net mooi, die omgewing is glad, alles, jy is in 'n vakansie, hulle sê in 'n vakansie mood, in Engels. Jy wil nou net potjie maak, jy wil miskien 'n vullet op die kolle sit, op met 'n gerook, jy wil miskien ontbyt maak, die omgewing waarin jy is, daar's 'n rivier wat kabbel. Weet jy, as 'n rivier so kabbel, dan maak jy rustig. As die waterstrome so oor jou vloei, dan maak God jou so rustig. Halleluja, jy sit onder daai boom, prys die Here. Jy sit onder daai waterstrome. Dis 'n omgewing wat mooi lyk. Jy dra vrugte wat by die bekering plaas. Jou boom is gewortel in Jesus, jy sit daar en hy so gewortel in daai grond, laat jy alles vergeet van die werksituasies wat daar aangaan. Omdat jou omgewing skoon is. Amen. Prys die Here. Ons gaan kyk 'n bietjie na Johannes. En Johannes het 'n kleed gedra van kameelhare en leergord om sy heupe, en sy voete was sprinkane en wilde heuning. En Jerusalem en die hele Judea en hele omtrek van Jordaan het uitgegaan na hom toe, na Johannes toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Ek doop julle wel met water tot bekering. Maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloed deur en deur skoonmaak, en sy koring en die stier saambring, maar die kaf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. Johannes' omgewing was mooi. Johannes het tot vir Jesus gedoop. Hy het opgetree in die woestyn in Judea. Hy het bekeer, hy het gespreek, bekeer julle. Want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Johannes was iemand wat opgestaan het. Sy omgewing was so skoon. Hy het een ding voor oë gehad om vir God te dien. Hy het een ding voor oë gehad, halleluja, om mense tot bekering te bring. Gaan maak disippels van alle
alle nasies. Woe, halleluja. En doop hulle in die naam van die Vader en die Heilige Gees. Ons het nou net gehoor, ek het amper gedink, Pastor Johnny gaan met preek hier uithaal van die Filistyn van Israel. David was maar in die ou veld toe hy nog kind was. Hy het skape opgepas. Hy het seker gekyk so op. Hy het seker met God gepraat. So omgewing was so mooi. Daar was die rotsagtig. Daar was die dubbeltjies nie. Hy het geweet met wie hy besig was. Ja, en toe hulle opkom, die Filistyn het aangegaan. Jy weet waar die op pad is. O, die Filistyn het aangegaan. En Saul was daar. Hulle het nie geweet wat te kant om met die Filistyne nie. Dit was 'n onmoontlike saak om daar die groot reus te wen. Dis onmoontlik, maar hulle het nooit rekenskap gegee met Dawid wat sy omgewing deur die Heilige Gees, halleluja, geïnspireer was. Hulle het nooit in ag gevat dat hy kan dit doen nie. En toe hy intree, toe tel hy 5 klippies op. Jy, U is Judas. Halleluja. U weet, en toe hy so staan, wat ook al die vyand, ek glo, Goliat moes baie dinge vir hom gesê, jy, my ou seentjie, wie's jy? En Dawid het hom net so gekyk. As jy die autoriteit van Jesus en die Heilige Gees het, gaan jy stil bly, want God se Gees maak jou paie gelyk. Halleluja. Die Goliat gaan aan. Goliat staan daar. Kyk hoe lyk die mannetjie. Ek sit hier. Kyk wat het ek aan pantser. Kyk, ek het spies. Ek het 'n swaard met my. Jy is niks nie. Maar ek nooit in ag gevat dat Dawid se omgewing om hom. Daar was 'n krag. Halleluja. En toe Dawid inbeweeg met daardie omgewing en met sy krag, het hulle nooit in ag geneem wat gaan gebeur nie. Dis soos elektrisiteit. As jy aan hom vat, gaan jy jou brand. Ek glo toe Dawid nader kom, ek dink die vyand het nog nie geweet nie. Hy het gelag vir hom. Ag, kyk jou op beentjies. Jy is net 'n ou skaapwagtertjie. Wat maak jy? Wie's jy? As ons met God speel, halleluja, sal God vir jou paie gelyk maak. En toe Dawid so kom, en hy kyk hier reus so, hy, dink jy die skrif sê, hy bang geword nie. Jy word nie bang as God se salwing en God se Gees oor jou kom in 'n situasie nie, want as God vir jou stry, wie kan teen jou wees? Amen. En Dawid staan daar, en hy loop so na hom toe. Jy kom na my met 'n spies en 'n swaard. Ek kom na jou in die krag van Jesus Christus. Ek kom in die naam van Jesus na jou toe. Ek wil vir jou sê, dinge het begin beweeg, toe hy daai klippies so slaan na Goliat toe, het Goliat nog altyd gelag, maar dit het gestop toe die klippie hom tref. Want die omgewing waarin Dawid was, soos hy sê, was electrified. As God weer kom met 'n gees en 'n salwing, dan noem ek dit in Engels as 'n mooi woord. Jy is electrified in Jesus wie in jou omgewing gaan kom. Halleluja, pas op. Dis in daai konteks, gaan hom nou anders te vier van. Ek wil vir u gaan na die gelykenis van die saaier. Vanoggend wil ek vir u vra, hoe lyk jou omgewing om jou? Praat die mense oor jou? Trek jy mense aan? Praat hulle oor jou en jy so en jy so en so? Of is jou omgewing so electrified deur die krag van God se Gees, dat jy mense aantrek? Dat jy beweeg na siele toe. Gemaak disippels, dat jy beweeg, want as God oor jou kom, en jy beweeg, al vat jy net saam, al bid jy net vir hom, God se krag is in jou. Ek gaan vir u saam lees, in gelykenis van die saaier. En hy het nog 'n maal by die see begin leer, en 'n groot menigte by hom aan saamgekom, sodat hy in die skei geklim, en op die see gaan sit het. En die hele skare was op die land by die see. En terwyl hy saai, het 'n dier langs die pad geval.
En die voëls van die hemel het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op die rotsagtige plek geval, waar dit nie baie grond gehad het nie. En dadelik het dit oorgekom, omdat geen diepte van die grond gehad het nie. En toe die son opkom, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en dorings het opgekom en dit verstik. En dit het geen vrug opgelewer nie. En 'n ander deel het in die goeie grond geval. En dit het vrug opgelewer, want dit het opgekom en gegroei. En dit het gedra 31, 61 en 100voudig. Ek lees hier van die saaier. Waar is ons vanoggend? Sê Here, daar langs my is miskien rotsagtige plekke. Ek is besig om te bou op die wêreld, en om my kan die mense nie by my uitkom nie, want die elektrified van Jesus Christus, die krag van sy salwing, is nie by my nie. En alles loop deur mekaar. Ek probeer iets doen, maar ek saai op verkeerde grond. Daar's rotse, daar's klippe, jy weet nie meer wat jou omstandighede meer is nie, maar God is hier vanoggend. Halleluja. Hy wil jou baie veel gelyk maak. Hy wil jou baie vanoggend gelyk maak. Ons is miskien al so gevang, dat ons nie weet hoe om te maak nie. Jy het omstandighede, finansiële situasie. Jy sit in 'n situasie waar hoe gaan jy uitkom, omdat die omgewing om jou nie skoon is nie. En al hoe dit gaan skoon kom, as jy vir Jesus vra om jou te kom help. Weet julle wat? Omdat, soos ons gelees het van die saaier, God kan nie eers by jou uitkom nie. Hoor gaan my woorde? God kan nie eers oor hy klippe beweeg om by jou uit te kom nie. Want jy het so duffeltjies gesaai, moontlik by mense, en jy weet nie hoe om dit reg te maak nie. Jou gedagtes weet ook nie wat ek kan doen. Wat jy dink, is nie wat God wil hê, jy moet dink nie. God wil hê, maak skoon. Hy wil die bulldozer, halleluja, wil hy bring in jou lewe, en hy wil skoon maak. Hy wil die vlaktes om jou gelyk maak, sodat hy by jou hart kan uitkom, om jou te omskep met die Heilige Gees, en vir jou 'n nuwe hart gee. Sien jy die prentjie? En as jy dit nie kan bekostig, om iemand te kry, om jou omgewing skoon te maak nie, Jesus staan en wag vir my en vir u nou. Hy wil nou na u toe kom. Hy wil nou met u praat. Hy wil nou sy manskappe instuur om gelyk te maak, omdat hy omgee vir jou. Hy gaan jou nie daar los nie. Soos ek gesê het, God trek ons uit. Baie van ons was dit op 'n moeilike situasie, maar God los ons nooit nie. Hy het met Willem, het hy groot dinge om te doen. En met jou meisie langs jou. As jy dink, God is nie bewus van jou nie, jy maak 'n fout, maak omgewing skoon, maak jou gedagtes skoon, kry daai dubbeltjies, kry daai rotsagtige omstandighede uit jou lewe uit. En so dadelik van die rotsagtige omstandighede is besig om jou gedagtes so te verblind, dat jy nie weet wat om te maak nie. Jy kan nooit nugter dink in so 'n omstandighede. Maar God wil hê jy moet vanoggend sê, Here, ek wil nugter dink in U. Ek wil my omstandighede om my omgewing om my, wil ek skoon hê. Ek wil ook by die vakansieoord sit, daar waar Jesus is, onder daai boom, halleluja, geplant by waterstrome, en as dit gebeur, dan sê die skrif, gaan jy vrugte dra van die bekering. As jy vanoggend sê, maar ek het nog nie vrugte gedra van die bekering nie. Die omgewing is glad nie skoon nie, dis vuil, soos hulle sê. Maar God wil jou vuilheid, wil hy verander in 'n skoon geaardheid. God wil jou vuilheid so skoon maak, dat daar nie een vlek op is nie. Hy was my witter dan sneeu. Halleluja, wie wil gewas wees en witter dan sneeu? Steek dit die hand op. Wie wil skoon wees in die naam van Jesus? Ja, dis in Engels, dis 'n beklei, dis 'n battle om by God se voete te bly, maar God is hier om te sê, ek wil hom skoon maak vanoggend. Ek wil jou rein maak, my seun, my dogter.
Moenie dink dat ja, die rotse dit klink groot rotse, maar weet u, God kan dit verander in 'n omstandighede en 'n omgewing wat vir jou, ek gaan hom na 'n ander kant toe vat. En sodra jou omgewing skoon is, prys die Here. Nou gaan mense na jou toe kom en sê, joh, broer, daar's iets vir jou gebeur. Die geur wat jy nou dra, is iets wat ek nie ken nie. Wat het gebeur? En dis dan dat jy getuig. Daar's 'n koning. Sorg dat jy by die waterstrome geplant is. Sorg dat jy geanker is met in sy lewe in. En die wortels moet geanker wees in Jesus. Halleluja. Dan, en as jy dit doen, dan kan jy die vrugte van die bekering. En as jy voel vanoggend, joh, maar broer, ek het nog nooit in die gees gegroei nie, dat's fout. Jou omgewing is nie skoon nie. Jy kan nie eers uit by jou voordeur, uit jou hartdeur, kan jy eers uitbeweeg nie, want dan trap jy op dubbeltjies. As jy hierdie kant toe beweeg, dan is daar probleme, dan is daar situasie, jy weet nie meer wat om te doen nie. Ek kan nie eens oor die rots beweeg nie, maar sy naam is Yahweh. Oh, halleluja, hier is die man of Galilee. Ek weet nie van u nie, maar hy gaan sy instrumente inbring deur die gees van die Here. Hy gaan sy instrumente, die engele inbring, en hy gaan jou so skoon maak. En as jy skoon die omgewing is, dan sê nou anker ek jou. Nou hoe kan God jou anker? As jy jou denke verander en aan God begin. Los die wêreld. Sê Here, ek wil my denke so verander, dat as jy praat wil ek luister. As ek in my kar klim, wil ek die bloed van Jesus oor my pleit. As waar ek beweeg, wil ek mense aantrek. Die mense moet nie iets van my sê nie. Die mense moet nie sê, daai, oh, daai is 'n kind van God. Daai stel is 'n kind van God. Dan weet jy, jou omgewing is skoon. As mense jou nader en wie sê kom bid saam met, dan weet jy, oh, jou omgewing is skoon. Jesus kan dit vir jou doen. Amen. En hy sê, as hulle in jou teenwoordig, wie van u het al in 'n vertrek ingeloop? Of iemand loop in, dan blom daai persoon. Iemand het nou die dag vir my dogter gesê, joh, jy groei. Wie van u het al in 'n vertrek ingeloop as sien iemand groei? Wie van u het al ingeloop dan gloei? En dan sê iemand vir u, weet u, God wil jou laat gloei vir sy Heilige Gees. Hy wil daar waar jy beweeg, daar waar jy in spaar staan, wil God jou laat gloei vir hom. Hy wil, jy moet so gloei, jy hoef niks te sê nie, maar die teenwoordigheid van die Here moet daar wees waar jy beweeg. Dan is jou omgewing skoon. En God is hier vanoggend om dit vir ons te doen. Lees die laaste skrif, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en God wil dit vir jou gee. En waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedigheid. God seën sy woord. Amen. Amen. Amen.